was besonder lekker om vanoggend saam met jou hier te kan wees. En maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Die Here is by jou en jy word ingenooi in 'n wonderlike ruimte vanoggend van sy teenwoordigheid. En kom ons begin dan daardie diens so saam. Ek soek na U, o God, my God. Ek dors na U, ek smag na U, soos in 'n dor en 'n droë land, 'n land sonder water. Ek wil by U in U heiligdom wees, om daar U mag en U goedheid te ondervind. U troue liefde is meer werd as die lewe. Amen. Jy het 'n wonderlike voorreg om nou 'n seëngroet van die Here te kry en die Here God drie-enig bring vir jou vrede. Hy kom wys vir jou sy groot hart en hy gee vir jou genade. Ontvang dit. Dit is baie spesiaal vir jou. Hoor ons bid, o Heer. Hoor ons bid, o Heer. Verhoor tog ons gebed en gee ons vrede. Hoor ons bid, o Heer. Hoor ons bid, o Heer. Verhoor tog ons gebed en gee ons vrede. Hoor ons bid, o Heer. Hoor ons bid, o Heer. Verhoor tog ons gebed en gee ons vrede. Amen. Ons is op hierdie wonderlike journey van suiwering. En ons het so in die begin van die Bybel deur die Ou Testament begin werk. Ons het verlede jaar 'n hele reeks in die koningstyd oor die konings gedoen. En daarom gaan ons dan nou na die profete toe. En is dit vir my 'n voorreg om vir jou vanoggend iemand voor te hou wat baie jare gelede in baie moeilike omstandighede geleef het. Die profeet Jesaja, wat seker in die Ou Testament die grootste profeet was. En hierdie naam Jesaja beteken, die Here is my heil. Dit beteken hy is heilig, hy is afgesonder, hy is verwyder van my op 'n plek waar die klomp drukkende omstandighede nie 'n houvas kan kry nie. En Jesaja begin met sy roeping en sy uitlewing op 'n baie besondere manier in die omgewing van die jaar 741 en dan 'n baie moeilike tyd as die Noordryk weggevoer word in ballingskap in die jaar 722 voor Christus. En Jesaja sit in die Suidryk wat nie weggevoer is nie. Die Suidryk is eventueel eers in 586 weggevoer, so 160 jaar daarna, maar hy sien hoe hierdie oorlogswolke ook sy landjie, die Suidryk, daar in Jerusalem bedreig. Ons sien dat Jesaja na alle waarskynlikheid uit 'n baie vooraanstaande familie kom. Ons sien dat hy keurig skryf, dat daar 'n hele profeteskool rondom hom ontwikkel, maar dat hy 'n ongewilde profeet is. Wat te midde van oënskynlike godsdienstigheid rondom die tempel, hy insny in die samelewing en 'n profeet van die waarheid is en sê dat dinge nie werk soos wat dit in die samelewing van daardie tyd gewerk het nie. Goed wat baie ooreenstem met dit wat in my en in jou dag ook gebeur, as
vreemde wolke oor hierdie wêreld van ons trek. So, hy kondig dan die dag van die Here aan, en dit is die tema in hierdie 39 hoofstukke wat direk met hom verband hou en sy lewe raak in daardie tyd. En ons sien dat hierdie dag van oordeel eintlik dan die kern is van die dag van die Here. Ek lees vanoggend met jou saam uit Jesaja 6, wat die roepingsoomblik is van Jesaja, en ek wil op jou pad van suiwering vir jou op hierdie reis van Jesaja meeneem, in die hier en die nou in 2020, om ook dit toe te pas op jou lewe vanoggend. Ons lees dan Jesaja 6. In die tyd van koning Usia se dood, het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit, en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy gesig bedek, met 2 sy voete, en met 2 het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep, heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep, dat die deure in hulle kusyne gerammel het, en die tempel vol rook geraak het. Toe het ek uitgeroep, dit is klaar met my. Ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here, die Almagtige. Een van die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar afgevat en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê, nou dat die gloeiende kool op jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen. Toe het ek die Here hoor vra, wie sal ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? En ek het geantwoord, hier is ek, stuur my. Toe het die Here gesê, gaan sê vir hierdie volk, julle sal hoor, en tog sal julle niks verstaan nie. En kyk, en tog niks sien nie. Net tot sover. Hier die boodskap van Jesaja. Om te gaan. Weer klink eintlik in die jaar 2020. As ons sien hoe 'n klomp goed gebeur. Mense die woord van die Here hoor, maar baie min daarvan verstaan. Hulle kyk na 'n klomp goed, ook statistieke in hierdie coronatyd, maar hulle sien nie die lewende God op sy troon nie. En daarom wil ek jou eintlik op hierdie reis vat vanuit hierdie teksgebied en saam met Jesaja stap. Die eerste 2 verse sien ons, is die eerste fase in hierdie ontdekkingsreis van Jesaja en van jou en my. Jesaja sien die aangesig van God. En dit het hom vir altyd verander. Nou wil ek met jou praat oor jou lewe en vra, was daar 'n tyd wat jy 'n spesiale koneksie met God gehad het? Miskien op 'n kamp, toe jy jonk was, of 'n oomblik daar by die see, of in 'n diens, of miskien 'n oomblik in die natuur, of in jou binnekamer, waar jy besef het, God is by jou. Dit word beskryf as die eerste fase hier op hierdie reis van suiwering van Jesaja. En jy word in daardie ruimte ingenooi en herinner aan jou eie reis. Die tweede fase
word in vers 3 en 4 beskryf. God se heiligheid, met andere dat hy God is, tref Jesaja. Die dilemma in al die movies wat ons kyk, is dat God se naam uiteindelik gebruik word, dat dit in die samelewing verag word as 'n stop behoort, ook in hierdie stad waar ons bly. En ek is seker waar jy kyk vanoggend in die stad wat jy is. En dit breek die grootheid van God af. En daarom, nadat Jesaja besef het wie God is, ontdek hy weer sy heiligheid, sy grootheid. En hierdie grootheid van God is baie groter as wat ons kan indink. En as jy nie hierdie koneksie met God ergens in jou lewe al gehad het nie, kan jy nie besef hoe groot is God nie. En word jy herinner om miskien hierdie dag te gebruik om net weer op 'n punt te kom dat jy die grootheid van God sal besef. Die derde fase in Jesaja se lewe waarin jy ook ingenooi word, en miskien het jy dit in hierdie grendeltyd beleef, is Jesaja besef in vers 5 sy eie sondigheid. Hy besef dat niks in sy lewe goed genoeg is teen hierdie grootte God nie. En dat toe God hom weer aan Jesaja openbaar, hy eintlik niks is nie. Hy kan niks goed doen nie. Die volk waaruit hy kom, die land waaruit hy kom, die tyd waarin hy leef, is onvolledig. Iets wat resoneer met ons in 2020. Die onvolledigheid, die stikkendheid van die samelewing, maar ook die stikkendheid van regerings, van maghebbers. En dan die ontdekking, dat ons op 'n manier meegesleer is op hierdie pad van onvolledigheid. En dat ons alleen voor God dit vanoggend moet bely. En jy word ingenooi om dinge in jou lewe te ontdek en te sien vanuit die oë van God wat onvolledig is. Die moment as jy dit doen, dan kom daar genade, soos wat gebeur as die serafs dan ook na Jesaja toe kom. En daardie genade wat ons nou oor ons uitgespreek is in die seëngroet, is geniet, verniet geskenke van God. Die profeet ontvang vergifnis. Sy lippe word aangeraak, sy lewe verander. En hy het insig wat ander mense nie het nie. As hy uiteindelik na die volk toe gaan, het hulle nog nie daardie insig nie. En is Jesaja vir 40 jaar, meer as 40 jaar, 'n profeet van die waarheid, wat 'n anker is en ongewilde uitsprake maak, maar elke keer 'n ware profeet is, want dit kom waaruit. Dit was die onderskeiding in daardie tyd. As jy in die Gees is, sal jy weet, dat jy insigte het oor die lewe, oor regerings, oor dinge wat in hierdie tyd gebeur, as peste die wêreld tref, wat ander mense nie het nie. Jy sal 'n onrustigheid in jou gees hê. Jy sal begin navorsing doen oor goed. Daar sal ergens prentjies begin ontwikkel, en dit gaan nie in lood gegiet wees nie. Jy gaan baie keer nog in die nag hierdie kort stukkies inligting bymekaar moet sit. Maar mense wat ook in die gees is, gaan saam met jou taal praat, en julle gaan 'n geloofsgemeenskap hê vanuit die Heilige Gees met 'n nuwe perspektief. En onmiddellik nadat Jesaja aangeraak is, tree hy vorentoe en is hy gereed om te dien. Is hy 'n persoon wat uiteindelik sy lewe aflê vir die waarheid van God. Die inligting is dat hy as 'n bidder in die tyd van koning Hizkia 'n groot verskil gemaak het, en dat
Zerubabel later onttrek op versoek van Hiskia aan Jesaja dat hy moet bid. Dit gebeur hier 701 voor Christus. Maar dan kom 'n bose koning, Manasse, na vore, onheilig, en 3 jaar later, so sê die teks ook vir ons in Hebreërs, word hy stikkend gekap, hy word gesaag, middeldeur, omdat hy die profeet van die waarheid was, en Manasse wou dit nie gehoor het nie. Hy was bereid om sy lewe af te lê, en om die ware God wat hy ontmoet het, te dien. Ek het gesien in hierdie grendeltyd, hoe mense wat min het, die bietjie na ons kerk toe gebring het, en ons kon dit uitdeel. Ons kon dien. Hoekom? Omdat God mense se harte in hierdie tyd aangeraak het. Al het jy net die helfte, het jy geweet as mense wat niks het nie. En is die vraag of jy bereid is om as profeet van God die waarheid te praat in 'n stikkende samelewing, maar is jy ook bereid om jou lewe af te lê? Jesaja het dit gedoen, en dan Jesus Christus kom versoen ons almal as hy sy lewe aan die kruis af lê. En miskien gaan ek en jy moeilike tye nou in, waar ons as Christene al hoe meer verdruk gaan word oor ons identiteit, en gaan dit van jou en van my vra om profete van die waarheid te wees en ons lewens letterlik daarvoor op te offer. Maar die 5de, en dis die laaste fase wat ek hier wil aantoon, is hier in vers 8 en vers 9. Hy het 'n leefstyl aanpassing. Jesaja sê, ek is gereed, ek sal dit doen, ek sal gaan, maak nie saak wat die mense sê nie. Here, hier is ek. En daaroor wil ek vanoggend verder met jou praat, oor roeping. God het jou op 'n spesifieke manier gemaak, jou DNA is in jou moederskoot al aan mekaar geweef, sodat jy is. Jy het 'n unieke vingerafdruk, en jy het 'n spesifieke purpose in hierdie lewe. Die vraag is, gaan jy in die jaar 2020 vorentoe tree, en doen wat God vir jou vra om te doen? En daar's 3 sake wat ek vandag ten slotte wil uitwys, vir jou vanoggend prakties, na aanleiding van hierdie suiweringsverhaal van Jesaja. As jy dan saam met Jesaja gesuiwer is, sal daar 3 goed in jou lewe gebeur, en dit maak my so opgewonde. Daar sal skille van jou oë afval. Die res van die volke nie. Hy gaan as profeet, en hy gaan praat met die mense, hulle sien nog steeds nie, hulle hoor nie, hulle verstaan nie. Maar jy sal deur hierdie reis van suiwering, sal jy nuwe geleenthede sien. En jy sal weet, ek moet hier na vore tree. En jy sal besef, dat die tydsberekening reg is. Now is the time. En jy sal, waar jy ook al is, die geleentheid kry, om jou wortels te kan instoot. En God sal die wortels diep anker in hom, en jy sal 'n groot verskil maak. Die geleentheid sal na jou toe kom, jy hoef nie die geleentheid te gaan soek nie. Waar is God klaar in die werk? En jou skille van die oë sal afval, en jy sal daar wees. En nou moet jy net sê, Here, hier is ek, soos Jesaja vanoggend. Tweedens, as jy terugkyk in jou lewe, het jy geleer, maar is jy opgelei deur God, en maak hy jou bevoeg, en sal jy gereed wees om te doen wat jy moet doen? Hoekom? Want jou hele lewe was vir 'n tyd soos hierdie, om nou 'n groot verskil te maak. Die vraag is jy bereid om daai tree vorentoe te gee? En as jy is, gaan God groot dinge deur jou doen. Die derde ding is, jy gaan 'n passie ontwikkel vir hierdie ding, wat God oor jou pad gebring het. Jy gaan lus voel vir dit, jy gaan bekwaam wees, jy gaan honger wees, en ek sluit af met die boodskap van Nike, just do it. En jy sal terugkyk aan die einde van jou lewe, en weet, dat jy deur God geroep is, in 'n tyd soos hierdie. As jy gesuiwer is, op hierdie reis van Jesaja, soos wat hy gesuiwer is, in Jesaja 6,
sal jy jou laaste asem uitblaas in volledigheid. Binne hierdie tyd en ruimte het jy gedoen wat jy moes. Mag die Here jou daarin seën, mag jy energie kry, mag jy verbaas wees oor die groot dinge wat na 2020 in jou lewe sal gebeur, en rus by God in sy heiligheid. Kom ons bid saam. Here, ons Here, ons kan nie anders as om vanoggend maar net te sien hoe God te midde van die jaar 2020 en alles wat gebeur het, nou groot goed oor ons pad gaan bring nie. En Here, ons sê soos Jesaja vanoggend, hier is ek, stuur my. Ons eer U daarvoor. Amen. Here, ek vergeet so gauw U woorde en beloftes, en die vuur wat in my hart gebrand het is nou flauw. Met 'n hart vol ongeloof bedink ek aardse wysheid. Vergewe tog my lauwheid, ontvlam my hartse vuur. Heer, vergewe, wees genadig. Jesus, wees genadig. Heer, vergewe, wees genadig. Christus, wees genadig. Ek het soms ook neergekniel voor mensgemaakte gode en gegaan op paaie wat my ver van U wegneem. Maar ek keer na U terug en pleit om U genade. Vergewe tog my sonde en neem my in U huis. Heer, vergewe, wees genadig. Jesus, wees genadig. Heer, vergewe, wees genadig. Christus, wees genadig. Ek het terug verlang na U liefde en genade, na die stroom van goedheid wat vloei van waar U woon. Nou kom buig ek voor U neer, want U is nog my Vader. Ek is nog 'n kind van U, ek kan U nie vergeet. Heer, vergewe, wees genadig. Jesus, wees genadig. Heer, vergewe, wees genadig. Christus, wees genadig. Jy kry nou die geleentheid om in die wêreld in te gaan en met God se energie, die krag van die Heilige Gees te gaan leef. Dit wat God in jou lewe wil doen. Ontvang die seën van die Here om dit te gaan doen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees by jou wees, by jou bly, totdat jy jou laaste asem uitblaas of God jou kom haal. Amen.